Goeiedag gemeente en baie welkom by nog 'n aanlyn erediens van NG Universiteit. So, dit is my baie lekker om jou vandag te mag verwelkom en ek hoop dat dit goed gaan met jou daar waar jy ook al mag wees. Dis natuurlik ook vandag Moedersdag. So aan al die moeders, of jy nou moeder van 'n ma is of van 'n hond of van 'n kat of selfs 'n voël, sê ons vir jou baie geseënde Moedersdag. Mag dit sommer vir jou 'n lekker dag wees. Mag jy liefde in oorvloed ook ervaar en beleef. Nou vriende, voordat ons wegspring met vandag se boodskap, nooi ek jou uit om eers vir 'n oomblik saam met my stil te word en bewus te word dat die Here ook daar teenwoordig is waar jy jouself vandag mag bevind. En ons doen dit deur om soos gewoonlik met 'n kort belydenis hierdie erediens dan nou eintlik ook te begin. Ek nooi jou uit om sommer saam met my hart op die volgende woorde te sit. Hierdie bekende belydenis van die vroeë kerk wat gesê het: Jesus is Here. En dan weet ons natuurlik ook dat die Here 'n belofte aan my en jou maak om te sê dat daar waar ons is hy ook teenwoordig, is hy saam met ons, is hy met elkeen van ons. So kom ons herinner onsself aan hierdie belofte van die Here as ons saam met mekaar hardop sê: Jesus is hier. En dan nooi die Here my en jou uit om te kom rus en te kom wees in sy teenwoordigheid, om dit wat swaar en moeisaam is in ons lewens vir hom te kan gee, sodat hy ons lewens weer lig kan maak, die laste kan wegneem, sodat ons lig en vry in hierdie lewe kan inbeweeg en aangaan om te lewe. Kom ons reageer op hierdie uitnodiging van die Here as ons sê: kom rus in hom. Vriende, ek nooi jou uit om dan sommer nou te wees in die teenwoordigheid van die Here met hierdie volgende asemgebed. Soos wat jy inasem, sê in jou gedagtes: U Gees is in my. Soos wat jy uitasem, in U hande gee ek myself. Kom ons wees vir 'n oomblik in sy teenwoordigheid. Gemeente, ek groet jou vandag met die woorde van Filippense 2 vers 9 tot 11 wat vir ons sê: daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op aarde is, die knie sou buig en erken: Jesus Christus is Here, tot eer van die Vader. Vriende, ek groet julle vandag in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, wie beloof dat ook daar is met jou, waar jy jouself vandag ook al mag bevind. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons hierdie erediens, hierdie aanlyn erediens ook vandag in U naam mag begin. Here, dankie dat ons mag weet, Here, dat daar waar ons is, U is ook daar teenwoordig. Here, dat dit wat ons ervaar en beleef in ons gemoedere, in ons gedagtes, in ons harte, in ons lewens, Here, dat U diep bewus is van dit wat aangaan met elkeen van ons. En dankie, Here, dat ons ook kan toelaat dat U ons ook vandag kan kom omvou, toevou, vashou. Mag ons onsself oopmaak, Here, om deur U liefde en genade, deur die vrede aangeraak te word. Here, wanneer ons dan ook na U woord toe gaan keer, Here, mag ons hoor, luister, Here, wat dit is wat U vandag vir ons wil sê, en hoe U elkeen van ons se lewens wil rig. Amen. Gemeente, ek nooi jou uit om die Bybel saam met my vandag oop te maak by Handelinge 4. Dan lees ons vanaf vers 1 tot vers 12 saam met mekaar, en ek gaan dan net ook vers 20 vir ons saam lees. Hoofstuk 4 vanaf vers 1 tot 12 sê vir ons die volgende, die opskrif: Petrus en Johannes voor die Joodse Raad, vers 1. Petrus en Johannes was nog besig om met die mense te praat, toe die priesters, die bevelvoerder van die tempelwag en die Sadduseërs op Petrus hulle afstorm. Die priesters en die ander wat was onthits, omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het dat die opstanding en die dood deur Jesus se opstanding 'n werklikheid geword het. Hulle het Petrus en Johannes gevange geneem en hulle, omdat dit al laat was, in die tronk gesit tot die volgende môre. Tog het baie van die mense wat hulle prediking gehoor het, gelowig geword en die getal gelowiges het aanhou groei tot omtrent 5000. Die volgende môre het die raadslede, die familiehoofde en die skrifgeleerdes in Jerusalem vergader. Ook die hoofpriesters, Ananias, Caiaphas, Johannes en Alexander en al die lede van die hoofpriesterlike familie was teenwoordig. Hulle het die apostels voor hulle laat bring en hulle ondervra: deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen? Toe het Petrus, vol van die Heilige Gees, vir hulle gesê: raadslede van die volk en familiehoofde, Here, verhoor ons vandag oor 'n weldaad aan 'n siek man,
oor hoe hy gesond gemaak is. Julle almal in die hele volk Israel moet weet dat in die naam van Jesus Christus van Nasaret is dat hy hier gesond voor julle staan. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood uit opgewek het. Hy is die klip wat deur julle die bouers afgekeer is. Juis hy het die belangrikste klip in hierdie gebou geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. En dan sê vers 20 ook, wat ons betref, sê Petrus en Johannes nou, dis onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Vriende, ons lees net tot daar vandag. Ek sou graag vandag by jou eintlik wou hoor hoe jy jou gebede normaalweg afsluit. Sê jy ook, soos wat ek baie keer doen, in die naam van Jesus ons Here. Amen. Ek dink hierdie teks wat ons vandag gelees het, vra 'n duidelike vraag vir elkeen van ons vandag. In wie se naam tree jy op? Om iets in iemand se naam te vra of te doen, is eintlik 'n groot verantwoordelikheid en dit sê ook baie oor jou intensies. Want 'n naam het betekenis, dit het krag, dit het waarde en dit dra ook gesag. En ons dink ook in terme van name ons as mense. As ek die woord orrel moet gebruik hier by Universiteitsoord, sal die meeste van ons onmiddellik dink aan Isabel, of op 'n of ander manier by haar uitkom. As ek die woord hulpvaardig moet gebruik, sal baie van julle dadelik aan ons koster, Johan dink, een van die mees betroubaarste mense wat ons kry. En as ek die woord gemors gebruik, mag jy dalk ook dink aan Trump, as gevolg van die moeilikheid wat hy maak, daar in die Midde-Ooste. As jy jou naam weggooi, gooi jy jou integriteit weg. As jy jou naam opbou of 'n naam vir jouself maak, bou jy jou lewe en jou toekoms vir jouself op. En as jy jou naam deur die modder sleep, dan is daar altyd 'n merk op jou naam. Net so, as jy in iemand se naam optree, beteken dit dat jy daardie persoon se goedkeuring saam met jou dra. Beteken dit dat jou identiteit, jou aksies, die keuses deur daardie naam bepaal word. Dit sê iets van wie jy is, waar jy vandaan kom, wat jou intensies is, wat vir jou belangrik is en aan wie jy behoort. Dis hoekom ons so baie keer in die Bybel lees dat mense verwys word as die seun van iemand, soos byvoorbeeld Petrus, wie vroeër in die evangelies natuurlik bekend gestaan het as Simon, seun van Jona. Dis wie hy is en dit sê vir ons waar hy vandaan kom en hoekom hy doen wat hy doen. Vriende, dis ook die vraag wat ek vandag vir ons wil vra. In wie se naam tree ons op? En ek glo hierdie teks wil ons aandag kom vestig op juis wat belangrik, of wat dit eintlik moet ek sê, wat dit eintlik beteken om veral iets in die naam van die Here te doen en te vra. So om 'n antwoord op hierdie vraag te kry, gaan ek hierdie vraag toepas op 3 verskillende groepe mense. Kom ons kyk dan nou wat ons daaruit vandag kan leer. Die eerste groep op wie ons hierdie vraag gaan toepas, is die godsdienstige leiers waarvan ons gelees het in die teks. Dis nou die hoëpriesters, die Sadduseërs, die tempelwagte, die skrifgeleerdes en al die ander mense. En ons vra onsself, in wie se naam tree hulle op? Teen hierdie tyd weet ek en jy nou al, dat die godsdienstige leiers van die tyd waarin Jesus geleef het, nie noodwendig die belange van die algemene mens op straat te harte gedra het nie. Ons lees in die evangelies van hoe hulle mense weggestoot het, verban het, verdoem het, en ons weet ook dat hulle mense uitgebuit het deur om duur tempelbelasting vir die mense te gevra het. Dis hoekom Jesus met sy intog in Jerusalem in so ontsteld was toe hy by die tempel gekom het en hy die tafels omgegooi het en die tempel gesluit het. Dis natuurlik ook hierdie ouens wat altyd met Jesus gesukkel het en met hom gestry het en wie ook later Christene vervolg het. Dink byvoorbeeld net aan Paulus. Hy was 'n fariseer gewees wie op pad was om juis klomp Christene gevange te neem voordat hy self radikaal tot bekering gekom het. Nou in die teks is een van die duidelikste tekens vir my en vir jou van net hoe ongesond die binnekringe van die godsdienstige leiers was, die name van die hoëpriesters wat genoem word. Annas en Caiaphas is Hebreëse name, maar Johannes en Alexander is Romeinse en Griekse name. 'n Teken dat die godsdienstige leiers so vermeng geword het met die korrupsie van die tyd waarin hulle geleef het. So die groot vraag is dan, in wie se naam tree hulle op? In hulle eie naam. Hulle het net hulle eie belange op die hart. Ons kan selfs byvoeg deur om te sê, hierdie godsdienstige leiers, dat hulle optree in die naam van mag en magmisbruik, van ongeregtigheid en eie win. En daarom is hulle so bedreig deur die naam van Jesus wat aanhou leef het op die mense se lippe.
Onthou nou net 'n paar weke van tevore is dit hulle wat vir Jesus laat kruisig het. Maar nou hou mense aan om sy naam te gebruik, wonderdade in sy naam te doen en selfs deur sy naam tot bekering te kom. Hier sê die teks vir ons dat 5000 mense tot bekering gekom het. En dis nou net na Handelinge 2 waar daar 3000 mense tot bekering gekom het, saam met al die mense wie reeds tot bekering gekom het tydens Jesus se aardse bediening. So Jesus se naam lewe. En hierdie ouens is so bedreig daardeur dat hulle selfs 2 onskuldige manne in die tronk gooi, net om hulle eie naam te probeer beskerm. Nou vriende, die tweede groep op wie ons hierdie vraag moet toepas, is die 2 disippels Petrus en Johannes. Maar ons ken hulle goed. Die rede vir Petrus en Johannes se verskyning vir die godsdienstige leiers is omdat hulle in Handelinge 3 'n verlamde man in die naam van Jesus gesond gemaak het. En in beide hierdie hoofstukke doen Petrus en Johannes eintlik niks anders as om net na die Here te wys nie. Ek kan dalk eerder sê dat hulle niks anders doen as om net na die naam van Jesus te verwys nie. Hulle getuig net van sy opstanding, van sy lewe en tree eintlik net op in sy naam, want hulle hele lewe word nou hierdeur bepaal en beïnvloed. Vers 20 som dit dan eintlik vir ons so mooi op wat ek op die einde gelees het. Wat ons betref sê hulle, dis onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. En dis al wat hulle besig is om te doen. Nou vriende, ons ken Petrus se storie. 'n Vurige disipel wat 'n soldaat se oor afgekrap het, toe vir Jesus in hegtenis geneem het, die een wat op water geloop het, totdat hy begin twyfel het en toe sink hy, en dis ook die een wat tydens die laaste maaltyd beloof het dat hy nooit vir Jesus sal verraai nie, maar wie dit toe nou wel op die einde ook gedoen het. En hier is hy weer in so 'n tipe van 'n selfde scenario. Net soos toe hy was, toe 'n diensmeisie van die hoëpriester hom in die tempel voorhof gevra het, of is hy nie dalk die een wat ook 'n Jesus volgeling is nie, en hy dit toe daar ontken het. Maar hierdie keer ontken hy nie die Here nie. Inteendeel, hy staan daar en getuig van die Here wat lewe. Hulle vra in wie se naam tree hy op, en hy antwoord, in die naam van Jesus Christus, getuig Petrus. En hy gaan selfs verder om te sê, daar is geen ander naam deur wie ons verlos kan word as Jesus se nie. Iets het gebeur in Petrus se lewe. Iets het verander. Jesus se opstanding het 'n werklikheid in sy lewe geword en daarom kan hy nie anders as om in die naam van Jesus op te tree en te lewe nie. En toe te laat dat sy lewe, sy dade, sy woorde maar net getuig van dit wat hy gesien en gehoor het nie. Vriende, dit bring ons dan nou by die derde groep op wie ons hierdie vraag moet toepas. En dis die leser, dis ek en jy. Ons moet ook vir onsself vandag die vraag vra, maar in wie se naam tree ek en jy op? Is dit dalk, of miskien moet ek eerder sê, as ons dalk nou vir 'n oomblik moet reflekteer oor ons eie lewens en moet raak sien in wie se naam ons optree, tree ons dalk in die naam van sukses op? Tree ons dalk in die naam van hoogmoed op? Tree ons dalk in die naam van ons koshuise of die groepe waaraan ons behoort op? Tree ons dalk in die naam van Afrikaans en Afrikanerskap op? Of tree ons werklik in die naam van Jesus Christus elke dag op? Ons het klaar mekaar herinner dat in 'n naam daar baie krag en identiteit lê. Dit sê iets van wie ons is en aan wie ons behoort en dit bepaal ons optredes, die manier hoe ons dink oor die lewe en hoe ons dit dan ook aanpak. En daarom die vraag, in wie se naam tree ek en jy op? In wie se naam gaan ek en jy die wêreld binne? Matteus 28 het hierdie wonderlike opdrag daar binne, dat mense in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees gedoop moet word. Baie van ons is al dalk reeds in hierdie name gedoop, of as babas, of dalk iewers later in ons lewens. Maar jy al regtig gaan dink oor wat hierdie name vir jou lewe beteken, waarin jy gedoop is. As ons sê, ons doop jou in die naam van die Vader, dan is dit God self wat vir jou kom sê, ek is lief vir jou, ek is jou Vader en ek sal jou nooit verlaat nie. Dis God se verbond, sy belofte aan my en jou, waaraan die doop ons elke keer herinner. En as ons sê dat jy word gedoop in die naam van die Seun, dan beteken dit dat Jesus self is wat voor jou kom staan en sê, ek het jou vrygekoop. Al is ons in hierdie wêreld vol sonde, en is hierdie wêreld sondig, Jesus herinner ons dat die doop kom herbevestig dit ook vir ons, dat ons deur sy naam vry is. En as ons sê, jy word in die naam van die Heilige Gees gedoop,
dan beteken dit dat God self 'n belofte aan jou en my maak, dat hy in jou lewe is, betrokke gaan bly in ons lewens, en dat hy met elkeen van ons is. Om hierdie naam oor jou lewe gespreek te hê, om hier in gedoop te wees of te word, beteken dat God die enig jou omarm, en beloof dat hy jou God sal wees, en dat jy altyd sy kind sal bly. Dis die verklaring wat God aan elkeen van ons by die doop kom maak. Jou naam bepaal jou identiteit, en dit bepaal jou optredes. En om in hierdie name gedoop te wees, beteken dat ons 'n nuwe identiteit het as God se kinders. En vriende, daarom vra dit dan ook vir my en jou, om nou op 'n ander manier met die lewe, met die wêreld, met ons medemens om te gaan. Soos ek en jy vandag vir onsself die vraag moet vra, in wie se naam tree ek en jy op? En ons antwoord die vraag deur om werklik waar te sê, in die naam van Jesus Christus, hoe moet ons lewe dan lyk? Ek dink, jou lewe en jou optredes getuig dan van Jesus se opstanding in jou eie lewe. Jou lewe word dan gelei deur die evangelie, deur die goeie nuus dat Jesus lewe en dat hy deur sy liefde en genade jou lewe, my lewe ook kom aanraak het en dit kom nuut maak het. En ek dink ook verder dat my en jou optredes ook niks anders dan hoef te doen as wat Petrus en Johannes gedoen het nie. Deur om met ons dade, ons woorde na die Here te wys en van hom te getuig in ons lewens nie. Kom ek sluit ons af met die volgende. Iemand sê een keer dat die primêre manier waarop die naam van Jesus ontheilig word, is nie net deur om die Here se naam uitelik te gebruik nie, maar om so in die naam van die Here te leef, dat ander mense vir die Here lag en met die Here kan spot. In ander woorde, dat mense nie kan raak sien dat jy in die naam van Jesus lewe, al sê jy doen nie. Vriende, mag jy hierdie week diep gaan besin oor hierdie vraag. In wie se naam tree jy op? En mag jy weer die wonderlike en vreugdevolle waarheid ontdek van wat dit beteken om in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, wat oor jou lewe uitgespreek word, te kan leef. My gebed vir elkeen van ons is, dat dit ook vir ons onmoontlik sal wees, soos wat Petrus in vers 20 sê, om nie met ons lewens te kan getuig dat ons lewe in die naam van Jesus, ons Here nie. Amen. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg dat ons kan weet dat U naam oor elkeen van ons se lewens uitgespreek is. Here, en soms dink ek vergeet ons dit, en daarom herinner Romeine 10 ons dat die wat U naam aansoek, die wat U naam vra, die wat uitroep na U naam toe, sal weer verlos word van die gebrokenheid van hierdie wêreld. Daarom is dit my gebed, Hemelse Vader. Mag ons dit nie net as woorde sien, as 'n oulike sin herhaal wat ons keer op keer ons gebede miskien afsluit, of wanneer dit moeilik met ons gaan, dit sommer net vinnig weer opnoem, om dalk verlos te word van die onsekerheid van die oomblik nie. Maar wanneer ons sê dat ons dit in U naam vra, in U naam wil gaan leef, dat ons vanuit dit ook die lewe sal aanpak. Hemelse Vader, mag ons lewens al hoe meer na U toe begin wys. Mag ons lewens al hoe meer getuig van die opstanding van U, wat ook in ons eie lewens reeds plaasgevind het. En mag ons, eerder moet ek sê, Here, mag dit vir ons ook onmoontlik raak om nie daarvan te getuig nie. Heilige Gees, wil U ons nie ook daarin begelei nie. Ek bid en ek vra dit alles vandag net in die heilige naam alleen. Amen. Vriende, baie dankie. Ek herinner jou dat as jy graag wil weet wat by Universiteitswoord aangaan, is jy welkom na ons sosiale media platforms te gaan kyk of om 'n draai op ons webwerf te gaan maak. Daar sal jy al die inligting kry van dit waarmee ons besig is, waar jy kan inskryf of sommer net om saam met ons te bid vir die verskillende bedieninge wat ons hier by hierdie studentegemeente ook aanpak. Jy is ook welkom op die webwerf of in die skakel wat in die comment gedeelte is na die diens jou bydrae en offergawe aan die Here te maak, en ons moedig jou aan om dit ook te doen. Ontvang asseblief dan nou die seën van die Here, sodat jy dit met jouself kan dra in hierdie week wat vir jou voorlê, en jy kan die hande sommer so in 'n bakkie maak om dit te kan ontvang. Mag jy weet dat wanneer jy hierdie week ingaan, dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en oorvloedige teenwoordigheid van die Heilige Gees met elkeen van julle sal wees en sal bly. Amen. Mag jy 'n geseënde week hê. Ons sien jou weer
volgende week.